Here my God, Here, kom ons vanoggend in U heilige teenwoordigheid, Here. En wat 'n voorreg, Here, dat ons deur die bloed van Jesus, deur 'n kruisdood, Here, het die voorhangsel geskeur en ons kan in die allerheiligste inbeweeg. Daarvoor kom ons vanoggend, Here, en ons loof U, Here, ons eer U, my God, ons aanbid U, Here, nie vir wat U vir ons kan doen nie, Here, maar vir wie U is, Here. En mag ons, Here, elke keer, soos Moses ervaar, trek jou skoene uit, want jy is op heilige grond. Here, ons is nie in die teenwoordigheid van somme net iemand nie, Here. Ons is in die teenwoordigheid van die heilige, almagtige God. Die God van Abraham, Isak en Jakob, maar ook ons God, Here. En ek bid, Here, dat ons U met daardie gedagtes sal aanbid. Die heilige, almagtige God, die skepper van die hemel en die aarde, Here. Die skepper van die mens, Here, die skepper van die heelal, my God, die een wat altyd in beheer is, Here. Ongeag, my God, ons omstandighede, Here, ongeag die storms oor ons pad, Here, ongeag die uitdagings, Here, in die teenwoordigheid van die heilige, almagtige God. En ek bid nou, Here, dat U hierdie oggend, my God, sal kom seën, Here. Dat U die lofgroep, Here, sal kom seën, Here. En ek bid, Here, dat elkeen van die lofgroep, Here, en ook ek myself, Here, hiervoor sal kom staan, Here, met 'n skoon en 'n rein hart, Here. Here, en as daar enige iets is wat nog in ons lewe is, Here, wat tussen U en ons is, Here, kom tik op ons skouer, Here, sodat ons dit kan neerlê, Here, voordat ons daaraan dink om ander mense te wil bedien, Here. Ek bid werklik, Here, kom praat vanoggend met Nuwe Lewe Familiekerk, Here. Amen. Amen. Here, ons het nou gesing, my God. U is ons geneesheer, Here. Ons het gesê, Here, I surrender, Here. Ons het ook nou gesing, Here, here's my heart, Lord, Here. En ek ervaar regtig vanoggend, Here, dat hier sit mense of staan op die oomblik, Here, met klomp bagasie, Here. Klomp emosionele wroeginge hier binne in hulle, Here. En ek bid, Here, dat hulle werklik nou 'n aksie sal neem om daai pakkie by U te kom neersit, Here. Dat hulle dit sal neersit, Here, hulle rug sal draai, Here, en net werklik, Here, in U heilige teenwoordigheid sal inkom. In U rus sal instap, Here. Because have my heart, Lord. Here is my heart, Lord. Here, is so maklik om te sing, Here, moeilik, Here, om die aksie soms te neem. Moeilik, Here, want ons, Here, wil altyd 'n stukkie beheer vir onsself oorhou, Here. En ek bid, Here, dat dit wat ons gesing het, I surrender all, Here, dat dit werklik alles sal wees, Here, wat ons het, my God, om aan U te oorhandig, Here. Lock, stock and barrel, Here. Ek bid, Here, kom seën ons werklik vanoggend, Here. Maak ons harte oop, Here, maak ons ontvanklik, my God, en kom spreek, Here, met een en elkeen van ons, my God. Amen. Amen. Julle kan maar sit.
Is daar dalk enige iemand wat nie koeverte het nie? Ek het nou 'n paar koeverte. Ek dink nie julle het nie. Baie interessant hoe nuuskierig julle. Baie interessant hoe nuuskierig 'n mens kan wees. Toe ek die boodskap uitstuur, toe kry ek WhatsApps. Ek kan nie Sondag in die kerk wees. So sal jy asseblief vir my 'n koevert hou. Maar ek wil vir jou 'n teenvraag vra. Is jy so nuuskierig oor God? So jy kan jou koevertjie oopskeer, dis nie geld nie, asseblief nie. Moenie teleurgesteld voel nie. Dis net vanoggend iets wat God vir jou wil sê. Of jou aan wil kom herinner ook. Ja, meneer Slim, daar agter in die hoek. Jy is daar amper soos die mense by die winkel, as hulle jou noot vat, dan kyk hulle hom so, dan dink jy, moet net dat dit 'n vals noot is. En as enige iemand vir my kan sê, wat staan op daai stukkie papier? Vir die wat nou nie kan lees nie, sê jy sommer. As Okay, my stukkie sê die beste wat God vir jou beplan het, lê dalk nog voor jou. En dis presies wat elkeen se boodskap sê. Is jy? O, wonderlik, sy spreek dit into existence. Sy spreek dit. Ons raak baie maklik vasgevang in hierdie wêreld. Ons raak maklik vasgevang in omstandighede, in uitdagings, en dis elke dag 'n gebattle en 'n gefight, en dis moeilik, en 'n mens raak mismoedig. En ek wil werklik vir oggend vir jou sê, ons boodskap kom vir oggend uit Haggai 1, volgende week gaan ons Haggai 2 doen. God het nie net klippe gesoek om 'n tempel te herbou nie. Dit was die minste van God se uitdagings. Hy het mense gesoek wie se harte weer vir hom sal bou. Hy soek vandag mense wat vir hom sal kom bou. Elkeen van ons het die kapasiteit om te bou vir God. Elkeen van ons. Of dit is julle wat mense het wat onder julle werk, natuurlik daag hulle jou uit en jy raak en jy verloor dit en dan moet jou vrou agter jou aanskree soos verlede week gesê is, jy gaan val, maar jy's op 'n missie nou. Jy moet nou dinge net weer 'n bietjie in lyn gaan trek. En dit is ook nodig. Want net so kom God en hy trek ook soms bietjie dinge in ons lewe in lyn in. As ons so van ons spoortjie afgegaan het. Haggai 1 vers 8 begin hy sê God nou vir die volk, gaan haal hout in die berg en herbou my huis sodat ek my eer kan ontvang en tevrede kan wees, sê die Here. Wat gebeur hier? Daar's 'n aksie wat ek en jy moet neem. Daar's 'n aksie wat ek en jy moet neem. Dis nie dat hierdie gebou moet gebou word nie. Ek sien mure, alles, hier's 'n dak, hier's matte, hier's lekker, alles is hier wat jy moet wees. Hoe lyk jou tempel? Hoe lyk hierdie tempel van jou? Wat moet hier gebou word? Het jy 'n hart vir God om hierdie tempel van jou te herbou? Onthou die Israeliete kom uit ballingskap uit. Hoekom was hulle in ballingskap? Hulle was ongehoorsaam. Hulle was ongehoorsaam. Ons gaan nou nog later ook praat oor dit. En moenie elke verkeerde ding of elke uitdaging in jou pad sien. Die duiwel val my aan, die duiwel val my aan. Sorry man, soms laat God dit toe om jou nader te trek na hom toe. Want hy verlang jou.
Hy verlang na jou. Hy wonder, jene, wanneer kom Peri weer 'n slag hier by my uit? Wanneer kry Peri weer slag in sy besige skedule vir my? En hy laat dinge in Peri se lewe toe wat vir Peri so dong tussen die oë slaan en jy's geskok en jy's onmiddellik bekommerd en jy, wat gaan gebeur? Hoe gaan ons maak? Wat gaan ons? God verlang na ons. Hy wil hê kom. En dis nie 'n ruiltransaksie nie. Dalk kom jy by hom en daai uitdagings gaan dalk nog steeds daar wees. Maar ons moet ophou om so die duiwel so eer te gee vir alles wat verkeerd loop in ons lewe. Ons moet 'n bietjie hier kyk. Hoe lyk dinge hierso? Maar nou ja, die Israeliete het teruggekom en hulle het met groot opgewondenheid het hulle die tempel begin bou. En toe kry hulle moeilikheid en hulle kry teenkanting en hulle verloor moed. Soms is my en jou se geloofslewe ook so. Ons is vurig, ek dink dis sommer aan terug toe die gemeente begin het. Jesus, hoor, ons is vurig. Ons spring nou op 'n bus en ons gaan Oos-Kaap toe en ons bedien en ons was voete en ons salf en ons whatever alles. Ons bid vir reën en ons sien die wonderwerke voor ons. Ons ry met die bus, die een kant van die pad reën dit niks, die ander kant van die pad storm dit. En ek lees vanoggend 'n ding van 'n man, hy sê 'n jong man wat vir my altyd so verblywend is as dit jong mense is. Hy sê, ek gee nie om hoe hard jy probeer om my anders te laat dink nie, maar ek het fisies met my oë wonderwerke van God gesien. En dit sal jy nooit vir my kan kom wegvat nie, want ek het dit self gesien gebeur. Het jy al wonderwerke gesien? En as ons praat van wonderwerke, dan dink ek en jy mos nou, hier's 'n ou wat met 'n kruk loop of 'n rolstoel, hulle staan op en daar loop hulle. Ons sien dit as 'n wonderwerk. Ons sien dit, ons meet, ons sit 'n standaard daar. Wat kwalifiseer vir my as 'n wonderwerk? 'n Hoofpyn wat weggaan, 'n parkeerplek voor die deur by die winkelsentrum, as jy gevra daarvoor en jy kry hom, dis 'n wonderwerk. As ek binnelandse sake toe gaan, dan bid ek van Brakkeveld tot daar, Here gee my net guns, dat daar asseblief 'n kort ry wees, Here, dat al hierdie papiere net reg wees, Here, en al die dinge. En keer op keer het die Here vir my deurgekom. En as ek moes gewag het, dan het daar altyd iets gebeur. Hoekom ek moes gewag het? Want in daai iets wat gebeur, is ek bedien. Ek is bedien. Dis vir my nogal uitdagend. Want hierdie doekdraertjies hardloop die hele wêreld vol en hulle skree. En dit is warm en daar's nie 'n venster oop nie en dit gaan ons nou maar net so. Maar regtig, dan stap ek uit en dink ek, ag, dit was nou nie so erg nie. Want terwyl ek daar sit en wag, dan sê ek vir myself, ek sal dit nooit weer doen nie. Dis nou klaar. Ek gaan nie. Ek gaan nie dit weer doen nie. Tot die volgende kappel voor my kom, ja, maar ons dominee of pastoor is so en so en so. En wat vra die Here vir my? Gaan jy nou nog verder die stok in die wiel draai of gaan jy hulle nou net help dat hulle getroud kom? Hulle wil mos nou die regte ding in die oë van die Here doen. Ek en jy kan nie aan die verkeerde kant van die lyn staan en vra, Here, seën my finansies, Here. Here, voorsien vir my, Here. Here, wees my genadig, Here. Beskerm my, Here, maar ek bly wy in die kamp van die vyand. Ek dink nie ek het die reg om vir God dit te vra nie. Ek het nie die reg om dit vir God te vra. Ek moet dalk vir God vra, wys my, Here, om uit te sorteer sodat ek aan die regte kant van die lyn kan kom. Kom wys my 'n bietjie, Here.
En sê ek jy moet nou 'n public announcement maak van wat jy alles moes gedoen het? Nee. Dit bly belydenis bly 'n ding tussen jou en God. Ultimately, as jy in die kerk opstaan en hoe jy ook al gelei voel, bless your soul. Ons moet ophou dinge so ingewikkeld maak. Jy moet hierdie stappe volg. Nee. En jy moet so en so moet jy bid. Nee. As jy nie woord het nie, wat sê die Bybel? Die Heilige Gees sal die woorde op jou tong lê om te bid. Want in ons koppe meet ons onsself aan ander mense. Aan ander mense. O, kyk hoe stil staan sy of hy daarvoor by die preekstoel. Dis vir my nogal uitdagend om as jy nou vir my hier moet vasketting, sal dit nou nogal 'n uitdaging wees. Ek gaan dalk die dingetjie optel en hom saam met my ronddra. Maar prys die Here, dis wie jy is. Dis wie God jou gemaak het. Maar halleluja, dis die pere wat God gemaak het vir my. Dis wie God vir my gemaak het. So God gebruik elkeen van ons, of jy voor staan met 'n mic en jy het 'n talent om te sing, of jy kom staan en jy het die voorreg om ander mense te bedien, of jy het die voorreg om te stap en jy neem 'n wilsbesluit, elke domestic of elke wie ook al saam verby jou in die pad, knik jy dood eenvoudig jou kop en sê, môre. Dan bedien jy, omdat daai persoon verwag dit nie. Die samelewing het so geraak dat ons trap ons soms so 'n bietjie net oor mekaar. Ons gee nie eintlik om oor jou wat daar lê nie. Ons trap oor mekaar, solank hy net daar uitkom waar ek moet wees. Daai is bediening. 'n Glimlag, 'n kopknik, dis bedien. Daai is bedien. So hulle het nog gekom, maar nou kry hulle 'n bietjie teenstand. En toe die bou van die tempel vir plus minus 16 jaar lank doodstil gestaan. Doodstil. Die klippe was daar, die fondasie het nog gebly nadat dit afgebreek is, maar die oomblik toe hulle moeilikheid en teenstand kry, toe sê hulle wow. En as ons mooi gaan lees, dan moet 'n mens ook begrip hê. Hulle het begin bou aan hulle eie huise, ook om hulle self te beskerm teen die aanslag. En ons het daar vanoggend gebid en ek het gebid, Here, ons het regtig baie geldige verskonings om nie te bou aan u tempel nie. Maar kom ons sit dit 'n bietjie eenkant. Kom ons neem werklik 'n wilsbesluit en ongeag wat gaan ek bou aan hierdie tempel wat God aan my toe vertrou het. Want ultimately gaan ek alleen staan voor God. My vrou gaan nie agter my sê, maar sy my so besig en het sy ander stompies gewerk nie. Nee, jy gaan so staan. So, dan is dit jy en God. Dan is daar niks verskonings nie. En ons kan nie so sê te geweet nie. Ek weet nou wie iemand is wat vanoggend hier sit en ek wat hier staan nou nie. Ek weet nie of een van ons kan sê ons het nie 'n Bybel nie. En as jy hom nie het nie, is ek seker van jy het hom hier. So ja, hulle het toe nou vir 16 jaar het dit stil gestaan en hulle het gebou in hulle eie huise, maar toe stuur God die profeet Haggai. Met 'n baie doodeenvoudige boodskap. God sê vir die volk, dis tyd om my eerste te stel. That's that. Nuwe lewe, dis tyd om my eerste te stel. Nee, ek nie. God praat vanoggend met jou. God praat beginnende hier en met ons almal. Dis tyd om my eerste te stel. En die vraag is vandag nog presies dieselfde. Bou ons regtig aan God se koninkryk of is ons maar steeds besig om aan ons eie koninkrykies te bou? En ek praat regtig nie. As ek sê bou,
Dan praat ek nie van werklik by mekaar maak en voorsien nie. Ons moet dit doen. Ons moet dit doen. Ons moet goeie rentmeesters wees van die geld wat God aan ons toevertrou. En ek dink dat sommer aan iets, dalk kan dit nou môre vir my 'n bietjie in die wat se naam kom byt. Ons moet goeie rentmeesters wees van dit wat God aan ons toevertrou. Want selfs vir dit gaan ons voor God kom staan. Selfs vir dit gaan ons voor God kom staan. Dis nie my salaris nie. Dis God se geld wat hy aan my toevertrou het. Dis God se geld wat hy aan my toevertrou het. Haggai 1 vers 2b. Hierdie volk sê, dit is nie nou die tyd om die tempel te herbou nie. Die volk het nie gesê hulle gaan nie die tempel bou nie. Hulle het gesê nie nou nie. Nie nou nie. Ons gaan nie nou bou nie. Dit is steeds een van die grootste versoekings vandag. Daai stukkie van nie nou nie. Ek sal later bid. Ek sal later Bybel lees. Ek sal later weer begin dien. Maar later raak verskriklik baie gou nooit. En dan hoor jy iemand praat van die Here en jy kry so 'n beklemming hier oor jou keel. En jy dink, ek gaan regtig moet werk aan my verhouding met die Here. Dis nie wat dit moet wees nie. En dan beweeg jy weg en dan verval jy, ek gaan later Bybel lees. Ek gaan later bid. Ek gaan later weer begin dien. En dan raak later weer nooit. Weer nooit. En dan gaan 'n dag kom dat die oordeel van die almagtige God oor ons gaan kom val. God wou baie die Israeliete platvee. Baie. Want hulle was maar hardkoppig op hulle beste. Hulle was maar hardkoppig. En dis maklik om te sê hulle was hardkoppig. Vra maar die vraag vir jouself af, is ek ook nie dalk maar hardkoppig nie? Het God nie dalk al ooit gevoel om my plat te slaan nie? Het God nie al gevoel om my weg te vee? En dan kom Jesus en hy bly petisie en hy bly petisie en hy bly petisie vir my en jou. Maar die duiwel kom en dan sê, hier's die evidence, hier's dit, hy of sy doen so en so en so, of het dit reeds gedoen. Maar God bly vir my en jou intree. Konstant bly hy vir ons intree. Maar terwyl die duiwel 'n wettige bewys in sy hand het, 'n klagstaat, dan is daar 'n oop deur waar hy die reg het om te kom steel uit jou lewe. En dit is net jy wat daai deur weer kan toesluit. Net jy. Ek kan kerm vir jou, ons wat nou kinders het, julle weet presies hoe dit is. Ja. Ons praat hard, ons vra mooi, ons kerm en ons nek. En ons klap, ja, sê hulle. Ons doen alles. Hoekom? Omdat ons so lief is vir daai kind wat God aan ons kom toevertrou het. Omdat ons so lief is vir hulle. En ek weet altyd, julle weet mos nou, ek het 3 seuns. Selfe ma, pa, 3 verskillende persoonlikhede. En dit is soms nogal vir 'n ouer uitdaging. Die een hanteer jy so, en die een hanteer jy so, en die een hanteer jy so. Ek het net 3 van hulle. Kan jy imagine vir God? Met ter miljoene. Kan jy dit indink? En hy gee aan elkeen van ons individueel aandag. Bietjie groot vir my verstand om te verstaan, maar hy doen dit. Hy doen dit. So hulle sê, hulle gaan nie nou bou nie. Hulle sal nog bou, maar hulle gaan nie nou bou nie. Jesus sê in Matteus 6 vers 33. Jy beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook
al hierdie dinge gee. Hy sal vir ons alles gee, maar hy verwag van ons eers, beywer julle eers vir die koninkryk van God. Dit is ons eerste opdrag. Soos hy vir die Israeliete gesê het, gaan haal die hout en bou my tempel, sê hy vir my en jou, beywer julle alleeers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, daarna sal hy ook al hierdie dinge vir julle gee. Ons kom ons voor God en ons het ons shoppinglysie en ons vra en ons beywer ons werklik vir die koninkryk van God, of wil ons net hê? En hoor my as ek sê, beywer jou alleeers vir die koninkryk van God, beteken dit nie, nou trek jy ons manne 'n rok aan, jy gaan sluit jouself in 'n klooster toe, en jy is all holy. Nee. Dis juis in hierdie wêreld, wat my en jou se geloof getoets word, en dan sal bepaal word, hoe erg is jou geloof regtig. Het jy net met gesprek met God, as dit moeilik met jou gaan, as die uitdagings so die een op die ander kom. En as dit goed is met jou, en dit gaan, daar's genoeg geld, en alles is wonderlik en goed, en daar's absoluut niks verkeerd met geld nie. Niks nie. Want ons moet in elk geval ons gesonde verstand gebruik wat God ons gegee het meer. Ons moet ons gesonde verstand gebruik wat God vir ons gegee het. God soek die eerste plek. Hy soek nie die tydjie wat oorbly van jou besige skedule nie. Hy soek die heel eerste plek. Iemand het 'n waarheid gesê. As jy jou oë oopmaak in die oggende, dan moet jy begin met jou stilte tyd. As jy die oomblik gou, laat ek net gou kyk wat so WhatsApp is hier, laat ek net gou kyk hoe lyk die e-mails, en ek moet gou badkamer toe gaan, ek gaan gou my koffie maak, en as ek op kry, dan gaan ek dag net so met jou weg. En dan kom jy, dan raak later Bybel lees, later bid, dan raak jy baie maklik 'n nooit vir daardie dag nie. Dat raak baie maklik. Haggai 1 vers 4. Is dit nou die tyd vir julle om in pragtige huise te woon, terwyl my huis in pyn lê? 'n woord, 'n vraag, wat uit die woord van God uitkom. Nie van my as 'n mens nie. God vra vir jou, is dit nou tyd om vir julle om in pragtige huise te bly, terwyl my huis in pyn lê, terwyl hierdie tempel in flardes is, man. Daar het net 'n fondasie nog oorgebly. Dis al. Is dit regtig die tyd om nou vir jou om te begin gym? Dis reg hoor, as jy daai kiek het om dit te doen, doen dit. Jy moet kyk na jou tempel. Hoe lyk jou verhouding met God? Hoe lyk jou stilte tyd? Hoe lyk jou gebedslewe? Ken jy regtig vir God? Besef jy dat hy werklik die almagtige God is? Ek en jy is mos soms verskriklik wys. Nou ry ek gister Woester toe en die GPS, hierdie ou dingetjie wys nou al heel week, vat die Rossonville afdraai en dan ry jy die ou N1, jy gaan nog by die huidige N1 aansluit. Maar nou kom ek daar en nou sê ek, okay, Rossonville, maar ek sien die karre ry. En in my eie slimmigheid ry ek toe nou die pad wat ek altyd ry. En wat gebeur nou? Toe kom ek in 'n rystop situasie. Toe moet ek ry en ek moet stop. En ek moet wag en ek moet ry en ek moet stop. Want ek het nie geluister nie. Ek was mos eie wys. Toe ek terugkom, obviously, toe vat ek die Rossonville af, toe sê ek, daar gaan ek oor die berg. Dis so maklik, dis so eenvoudig, as ek en jy net wil luister wat God vir ons sê om te doen.
Maar God sê mos vir jou, lig jou en stap na daai ene en gaan bid vir hom of gaan sê net vir hom of waar die Here het jou lief. O nee, Here. O nee. Dis daarom ons is nou hier in die kerk, ek kan nie sulke goed doen nie. Ons is dan nou almal so mooi stil, almal in rye en wat ook al. God praat konstant met my en jou en dis ek en jy wat of sy stem ignoreer of die voorbarigheid om te sê ek hoor nie die Here nie. Jy hoor hom. Jy wil net nie vir hom hoor nie. Jy wil hom net nie hoor nie. God het nie hulle huise veroordeel nie. Jy kan maar gou daai prentjie opsit Gerard asseblief. God het nie hulle huise veroordeel nie. Maar God het hulle prioriteite veroordeel. As jy nou so kyk na daai prentjie en toe ek dit nou raak Google, toe dink ek, wow. My eerste gedagte is, ek bly nou definitief nie in so 'n grand huis nie. Ek dink ook nie my kerk wat ek na toe gaan lyk so nie. Maar die Here praat met my en sê, nee. Hoe lyk jou lewe? Is jou lewe grand? Is jou lewe spoggerig? Maar hoe lyk jou verhouding? Selfe in een prentjie, hoe lyk jou verhouding met my? Ek verlang na jou. Ek roep na jou, maar jy wil nie agslaan op my nie. Jy bou aan hierdie kant, hierdie grandness. Maar hoe lyk jou verhouding met my? Lyk hy so? Hy moet eintlik gesloop word. Asseblief, God veroordeel nie ons mooi huise nie. Hy veroordeel my en jou se prioriteite. Is hy ons eerste prioriteit of nee? Ons bou maklik aan ons loopbane, ons huise, ons finansies. Maar hoeveel bou ons aan God se koninkryk regtig? Hoeveel bou ons regtig aan God se koninkryk? Kan ons eerlikwaar vanoggend hier sit en sê ek bou met alles wat ek het aan die koninkryk van God? Kan ons dit eerlikwaar sê? Ek kan nie die vraag vir jou antwoord nie. Ek moet my eie vraag antwoord. Jy moet jou eie vraag antwoord. Jy moet sê, ja nee, my bou aan die tempel is op dreef. Ons is nou hier verby dakhoogte, ons doen die final touches nou. Maar dalk gaan jy sê, kyk, wow, hier's nog net fondasies en dis nog ou fondasies wat oorgebly het nadat dit afgebreek was. En hier lê al die klippe en alles is reg. Maar ek is nou al vir 16 jaar of langer besig om te bou aan my eie huisie. En ek vergeet van my verhouding met God. Ek vergeet van my verhouding. Jesus sê Matteus 6 vers 21. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Ons prioriteite openbaar ons harte. Hoor nog gou wat ek sê, ons prioriteite openbaar ons harte. Ons prioriteite wys wat regtig hier binne in ons hart met God aan die gang is. Ons het mos hierdie maskertjies, hierdie smile. Ons is mooi aangetrek, glad gestryk, gedres en gepres, soos mense gesê het. Maar God weet wat hier aangaan. Hy weet. Ons kan maar 'n skans voorhou vir die wêreld, maar God weet wat hier aangaan. Haggai 1 vers 5 tot 6. Daarom so sê die Here die Almagtige, neem ter harte wat met julle gebeur. Hoor nou. Neem ter harte wat met jou gebeur. Julle het baie gesaai, maar min geoes. Julle het geëet, maar nie genoeg gekry nie. Julle het gedrink, maar dors gebly. Julle het klere aangetrek, maar nie warm geword nie. Julle is soos 'n dagloner wat sy loon in 'n stikkende beursie gooi. Die volk werk hard
maar hulle beleef nie seën nie. Ek en jy werk hard, maar ons beleef nie seën nie. En dan moet ek en jy vra, hoekom nie? Meneertjie, hoekom nie? Ek vra nie vir jou nie, ek vra vir myself, meneertjie, hoekom nie? Hoekom werk jy hard, maar jy beleef nie seën nie? God probeer nie om die volk of vir my en jou te vernietig nie. Nee, hy probeer ons terugroep. Hy laat hierdie goed toe. Hy laat hierdie goed toe. Net dat ons kan nader kom na hom toe. Want hy verlang so na my en jou. Hy verlang vir tyd saam met jou. Hebreërs 12 vers 6a. Die Here tug hom wat hy liefhet. Die Here tug hom wat hy liefhet. Nou ja. Ek wil asseblief, ek oordeel nie jou ouerskap of jou manier van jou kind grootmaak nie, asseblief nie. Party mense het die belief, nee, my kind word nie geslaan nie, en ek weet vir my is ook gesê, jy slaan nie 'n kind voor hy nie 2 jaar oud is nie. Ek gaan nou nie in Afrikaans sê wat ek met hom gedoen het nie. Eintlik ek dink meer my vrou as wat ek. Maar ek dink hy hou op sy tyd het goed gedoen. Hy hou op sy tyd het goed gedoen. En as hulle groot raak, ek dink ons het groter kinders, partykeer het hierdie ene ook gewerk. Partykeer ek het mos nou die 3 seuns, so hierdie ene het soms beter gewerk as hierdie ene. En hulle sit nou en volgens hulle weet waarvan ek praat. Nee, vir die een wat groter as ek is, hy is so pretty much soos die meneer gebou hier, lank. Vir hom het ek gesê, ek sal wag tot jy slaap, maar vir jou sal ek kry. Vir jou sal ek kry. Daar gaan 'n dag kom, wat God vir jou gaan sê, ek tik en ek tik en ek tik, maar daar gaan 'n dag kom wat ek jou gaan kry. Daar gaan 'n dag kom wat ek jou gaan kry. So God probeer ons nooit vernietig nie. Hy probeer ons terugroep. In 'n jaar is mos 52, ek dink in 'n skrikkeljaar 53 Sondae. Ons aanbid op 'n Sondag mos. So vra 'n bietjie vir jouself. Hoeveel van daai 52 Sondae spandeer ek aan die Here? Hoeveel van daai 52 Sondae in 'n jaar spandeer ek aan die Here? Asseblief, ek wil dadelik sê, ek vra nie vir jou hoeveel van daai 52 Sondae sit jy in die kerk nie. Nee, dis nie my vraag nie. Ek vra hoeveel van daai 52 Sondae spandeer jy aan die Here? Of gaan jy lekker beach toe, of braai jy, of ek gaan later Bybel lees, ek gaan vanaand Bybel lees, ek gaan vanaand bid, ek gaan vanmiddag gaan ek lekker stilte tyd hou. En dan raak dit nooit vir die dag. Want nou kom maar nog kuiermense aan, en nou braai jy nog verder, die vuur raak nou nog groter. Jy sê mos nou vir mamma, haal dan nog vleis uit die kas uit. En daar's niks meer verkeerd nie. God val nie jou mooi huis aan nie. Hy val jou prioriteite. Dit is wat God pla. Jou prioriteite pla hom. Hebreërs 12 vers 6, wat ek nou net gesê het, die Here tug hom wat hy liefhet. God se doel is altyd herstel. As jy daar in die gutter lê, dan hy kom haal jou uit. Ons het gisteroggend by die mannegroep ook gepraat oor baie diep al hy my uit. En as jy wil eerlik wees, dan dink maar 'n bietjie. Dink maar 'n bietjie terug aan waar die Here jou al kom uithaal het. Waar het jy al gelê in die slot? Waar die Here jou kom uithaal het. En dan kan jy met reg sê, dankie Here dat U my welkom uithaal het en nie daar gelos het nie. Anders het ek nie vandag hier gesit nie. Markus 8 vers 36. Wat help dit 'n mens tog om die hele wêreld as wins te verkry en sy lewe te verloor? Wat help dit die mens tog om die hele wêreld as wins te verkry en sy lewe te verloor?
As jy moet kies tussen jou lewe en 'n mooi huis, as ek dit nou so kan sê. En hoor my weer, 'n mooi huis, hoe lyk jou tempel? As jy kan kies, wat gaan jy kies? 'n Mooi tempel of gaan jy al die skatte en weelde en wat ook al alles van die wêreld begeer? Ware sukses lê in 'n opregte verhouding met God. Dit is waar ware sukses lê. Dit lê in 'n verhouding met God. Haggai 1 vers 8 weer. Gaan haal hout in die berg en herbou my huis. Nie wat van jou tyd oorbly nie. Nee. God gee nie 'n ingewikkelde plan nie. Dood eenvoudig het hy gesê, gaan haal hout en begin weer bou aan my huis. Dis nie 'n ingewikkelde opdrag nie. Gaan haal hout en bou aan my huis. Hy wys net die volgende stap. Miskien sê hy vandag ook vir jou, begin weer bid. Begin weer jou Bybel te lees. Begin dood eenvoudig, begin weer te bid, begin jou Bybel te lees. Dien weer, dien my weer. Vergewe mekaar. Kom terug na my toe, sê God. Kom terug na my toe. Verlede week het ons mos gepraat oor die verlore seun. Daai pa het gesê, jy het 'n besluit geneem, lewe met dit, nê? Nee. Hy het 'n mantel oor hom gehang, hy het 'n ring in die vinger gekry. Die os is geslag, daar was gepartiekie. Daai pa was so bly om sy kind te kry, weer terug te kyk. En net so bly gaan God wees as ek en jy vandag besluit, ek gaan terugkeer na God toe. Ek gaan terugkeer na God toe. Daar's die voorwaardes, hoorie, jy gaan jou Bybel wil lees en bid, omdat dit die gevoel in jou hart is oor jou verhouding met die lewende God. Daar's niks, jy gaan dit nie onder plig doen, of selfverwyd, of aanklag wat die duiwel teen jou bring nie. Nee, jy gaan dit doen, omdat jy wil dit doen. Jy gaan nou, ek sien nou, jy gaan uitreik, omdat jy dit wil, jy wil uitreik. Jy gaan kerk toe kom, omdat jy wil kerk toe kom, nie omdat jy, jy net op bel hulle my weer en vra, ons het jou lanklaas, hoe gaan dit? Pastoor, ek kom Sondag kerk toe. Dis nie die doel nie. Dis nie die doel nie. Jou saligheid is in jou eie hande, en jou verhouding met God is tussen jou en God. Jou verhouding, jou oorgawe tot God is tussen jou en God, nie tussen jou en my nie. Wonderlik as jy 'n oorgawe, wonderlik. Dan is ek verskriklik bly, want dan weet ek, ons gaan mekaar in die hemel kry. Ons gaan mekaar in die hemel kry, as so 'n pastoor of iets op die TV wat so, I see you on top, sluit hy sy gesprek af, I see you on top, wys hy so. Mag ek en jy met sekerheid in ons harte kan sê, ek gaan jou daarbo sien. Nie wonder, ek wonder of hy gaan en ek gaan dalk agterbly nie. Jy moet doodseker wees. Jy moet baie seker wees. Toe die volk gehoorsaam, toe sê God in Haggai 1 vers 13b, ek is by julle, sê die Here. Maar dit het gehoorsaamheid gekos. Dit het gehoorsaamheid gekos. Toe sê God, ek is by julle. En dan Haggai 1 vers 14, die Here het hulle aangevuur, en hulle het die werk aan die huis van hulle God, die Here die Almagtige, weer aangepak. Hulle het weer opnuut begin bou, hulle was excited. Mag jy vandag so opgewonde raak, dat jy weer begin bou. Tel maar die klippe op, stop maar die fondasie skoon. Ek glo jy kan nie op 'n stowwerige fondasie bou nie. Hy moet skoon wees, voor jy die sement gooi, of hoe noem hulle die bouers, daga, of whatever hulle dit call.
So, hoe lyk jou gebedslewe? Hoe lyk jou huwelik? Hoe lyk jou gesin? Al daai goed wat die wêreld nie sien nie, maar jy weet. Jy weet hoe lyk jou gebedslewe, jou huwelik, jou gesin. Jy weet hoe lyk jou verhouding met God. Jy weet of jy God in volheid en waarheid dien, and if you're only just pretending. Asseblief, God se boodskap is eenvoudig. Bou weer, en die tyd is nou. Vra maar vandag vir jouself, en daarmee wil ek nou afsluit. Wat het ek bo God gestel? Wat het ek bo God gestel? Moenie sê later nie, sê vandag, Here, vandag begin ek weer bou. Amen. Amen. Ons kom regtig waar, ons kom uit Amos uit, was hard. Dit was hard en die Here het hard met ons gepraat. Toe kom ons by die belangrikste wedstryd van jou lewe. Toe kom ons verlede week met Job. En ons kom met die verlore seun, ons kom met die ryk man. En vandag vra God, julle het nou al vir weke lank al hierdie dinge gehoor. Vandag vra ek vir jou, gaan haal hout en kom bou weer aan my tempel. Dit is wat God na al hierdie weke en wil ek amper sê maand, dit was maande. Dit was regtig maande wat God so met ons gepraat het al. En vandag sê God vir jou, gaan nou en gaan haal die hout sodat jy kan bou. Jy het nou alles, het jy mos gehoor. Jy het alles gehoor. Ek wil jou asseblief uitnooi, as jy nie dit alles gehoor het nie, gaan kyk asseblief daar op die kanaal van die kerk. Gaan kyk. Nie omdat ons so oulik is en ons wil 'n like van jou hê en ons wil kyk hoeveel het geview nie. Nee. Omdat dit vir ons so verskriklik, ek staan nou nogal hier, ons drie by mekaar. Omdat dit vir ons so verskriklik belangrik is dat jy die waarheid moet hoor. Dat jy nie eendag daarbo kan kom en sê, Here, daar was mans voor in die kerk, maar ons het niks gehoor nie. Jy gaan nie na al dit daarbo kan kom en sê, Here, ek het nie geweet nie. Amen. Mag die Here ons seën. Mag die Here ons bewaar. Mag die Here sy aangesig oor ons laat skyn. Mag sy vrede, sy liefde, sy genade en sy oorvloed oor een en elkeen van ons kom neerdal. Amen.